In Desember word ons uitgeroep na 'n call toe waar 'n ou homself probeer aan die brand steek het. En soos wat die gesprek aangaan, kom ons agter dat die ou nie by sy volle positiewe is nie. Afgesien van die feit dat hy hartgebroke is, dat hy nie wil leef nie. Het ons vermoed hy dalk alkohol of dwelms wat hy gebruik het. Maar soos wat die gesprek aangaan en die twee kapelane, JP en Lance, die situasie ontlont, kyk JP die persoon en hy sê vir hom, binne jou is daar 'n man wat gered kan word. Waar is daar die man? En met eens lyk dit asof iemand die Ice Bucket Challenge met hierdie persoon doen en hy dink so 'n paar sekondes en 'n mens kan sien daai woorde slaan deur. En met dit in gedagte wil ek vir jou sê, dis 2025, ons het dit gemaak, ons is deur Desember, ek het, die Here het my deurgedra, ek het hulp gehad, ek het ondersteuning gehad, en vir ieder en elke persoon sê ek dankie, julle weet wie julle is, maar ek sê vir julle dankie. Maar ons is in 2025 en dit is tyd, is 'n nuwe begin. En binne jou wat hierdie video kyk, is daar 'n persoon wat reg is vir 2025. Binne jou is daar 'n persoon wat se identiteit nie gekoppel kan word aan finansiële omstandighede en materialistiese besittings nie. Want binne jou is daar 'n persoon wat gered kan word of gered is. Binne jou is daar 'n persoon waarin God baie belang stel. En ek dink hierdie jaar, vir my is dit 'n challenge om daai persoon wat binne is te gaan soek, te leer ken en te groei. Ek wil jou uitdaag of jou bemoedig, kry daardie persoon wat nie gekoppel, sy identiteit is nie gekoppel aan 'n finansiële inkomste nie, want geld het nie daai persoon gemaak nie. Kom ons maak 'n sukses van 2025, kom ons sluit hierdie jaar af op so 'n groot hoogtepunt, laat ons sal terugkyk en sê, yes, what a journey, what a growth. Baie dankie, en dis daardie persoon wat JP mee gepraat het, wil ek sê, byt vas, ons het 'n nuwe begin, ons het dit gemaak, en ja, binne jou is daar 'n persoon.